14 September. Medewerkers van God in die gemeente. God plaas weldadigheid naas gebed. Jou gebede en jou almoese het voor God in gedagtenis gekom. Handelinge 10 vers 4. Ware Christelike weldadigheid spruit uit die beginsel van dankbare liefde. Liefde teenoor Christus is nie moontlik sonder 'n ooreenkomstige liefde vir diegene wat hy in die wêreld kom red het nie. Liefde vir Christus moet die heersende beginsel van die mens wees, wat al sy emosies beheer en al sy kragte rig. Reddende liefde behoort al die teerheid en selfopofferende toewyding te laat ontwaak waartoe die mens se hart in staat is. As dit die geval is, sal geen roerende oproepe nodig wees om deur hulle selfsugtigheid te dring en hulle sluimerende belangstelling wakker te maak om weldadige offergawes vir die kosbare waarheid te gee nie. As dit reg aangewend word, oefen weldadigheid die verstandelike en sedelike kragte van die mens en spoor dit hulle tot gesonde aksie aan om die behoeftiges tot seën te wees en die saak van God te bevorder. As die wat middele het, kon besef dat hulle aan God verantwoordelik is vir elke rand wat hulle uitgee, sou hulle vir medebehoeftes veel minder wees. As die gewete wakker was, sou hy getuig van geld wat onnodig bestee word om die eetlus te bevredig en om hoogmoed, ydelheid en vermaaklikheid te streel. En sou hy wys op die verkwisting van hulle Here se geld wat aan sy saak gewy moes gewees het. Hoe lank ons leef en hoe gelukkig ons is, hang nie af van hoeveel aardse besittings ons het nie. Gemeentes wat die saak van die Here die stelselmatigste en vrygewigste onderhou, is geestelik ook die welvarendste. Ware vrygewigheid aan die kant van die volgeling van Christus toon dat hy sy belange met die van sy meeste vereenselwig. Wêreldse gesindheid en hebsug mergel die lewe uit Gods volk. Hulle behoort te besef dat dit sy genade is wat die aansprake op hulle middele vermenigvuldig. Die engel van God stel weldadigheid naas gebed. Hy het aan Kornelius gesê: jou gebede en jou almoese het voor God in gedagtenis gekom.